Hallo en welkom by Ken die Mens. My naam is Pierre Sou en ons gaan vandag net so 'n draaitjie loop en kyk hoe lyk 'n dag in my lewe. Ons is op die stadium hier by Bok Radio. Ek gaan nou vir julle so 'n bietjie rondwys dat julle kan sien hoe dit gaan. Simon en Wimpie het al stukkie aangekom. Simon natuurlik met 'n pak kolle. Hy gaan nou steikbraai of worsbraai of iets. En dit is eintlik nogal elke dag amper so. Dis nie iets wat gedoen word vir dit nie. Hy het inteendeel nie eens geweet hier is 'n kamera nie en homself op 'n boeg lang geskrik nou net, want dit gebeur gereeld dat Wimpie goed reël en dan sal shoots en so aan en dan weet niemand wat om te maak nie. Hier agter my is die ateljee. Chriselle is besig om die pre-breakfast show uit te sort vir almal op die pad en mense luister nou so 'n bietjie na, ek dink dit was Jackie Lou. So kom ek wys julle 'n bietjie wat hier aangaan. Ek wil net vir julle so 'n bietjie van die ding wys wat agter die goed gebeur wat Pinbro doen. Dan het julle so 'n relatiewe ideetjie van die drade en die dinge. Maar kom loop 'n bietjie saam en wys ek julle basies Bok Radio. Die ateljee wat julle nou al gesien het is nou maar hier. Daar sit ons almal. Lulu is gewoonlik daar agter by die silwer tafeltjie en Simon gaan dan nou vir my tafel goed hier indra. Ek is op die rooi bank. Wimpie is agter die ding. Hier's Biltong Bok. Hy chill dit uit in sy Ribbons Office National rugby truitjie. Ribbons Office National natuurlik my borg, maar ek gaan julle later daarvan vertel. Ja, jy kry 2 miljoen oor. Nou hy Simon het alweer 'n paar miljoen in 'n deal gekry, lyk dit my. Hier in die donkerte is waar die mense 'n bietjie kom rus en ontspan wanneer hulle wag om met iemand te gesels en so voort. Hier natuurlik die baie pragtige Bok Radio logo. Dis natuurlik die Bokwinkel. Soos julle kan sien is dit nou maar 'n bietjie donker, maar dis die werklikheid. Jy weet, ons het nie nou ligte en goed wat ons hier binne kan opsit en alles nie. Dis toegesluit. Skoolaksie na agter is 'n paar bokse. Ek wonder wat se CD's is daarin. So daar is obviously 'n bietjie nuwe stok. Julle moet kom koop. Kom haal vir julle CD's. En wat is oor? Wat is daai? Ek lief sokkie volume 3. Hierso is Gonna, nou moet ek dink, Karlien, Natisha, Heinrich, Johan, almal sit hier en dan maak hulle asof hulle verskriklik hard werk en shows beplan en sulke nonsens. Gaan ek vir eerste keer kom. Hallo, môre, hoe gaan dit met julle? Julle is 'n bietjie laat vanoggend met die braai en so aan. Kyk sy gesig. Ek het my kop nou met 'n moes hou gestamp. Check jy se 3 knop. Hoekom? Wat het jy nou gedoen? Ja, ou daar by die buitekant. Nou, Ja, maar ons moet nie dit wys nie, skola dalk. het jy dit nou gedoen? Nou net. Ek tel die blits op. Kwaa, staan my kop. Simon dra, wat het jy nou hier? Hierso. Vat net die goed want dis al wat jou gehelp nou. Okay, gee vir my Jimmy se sous. Okay. Gooi vir ons aan die pan. Ek gaan Ons wil net gou dit baie duidelik maak hoe professioneel ons acting is sodat dit lyk asof ons hierdie nou toevallig nou vergeet het. Maar dit is super product placement. Okay, hier gaan ons nou. Dit is nou baie goeie acting. Simon. Jy's Ja, besig Pierre. om die vleis op te voete. Ek weet Jimmy Steakhouse sauce. Jimmy, steakhouse sauce. Jy sal dit moet gebruik. Sal dit help? Dit gaan alles wat jy nou opgevoed het regmaak, Simon. Dankie vir jou help hier en dankie Jimmy sauce. Jimmy sauce. Jimmy sauce. The original. Maak Simon se braai beter. Ja. Ons is in die Kaap. Jy kyk nie verkeerd nie, maar Simon weet nie hoe hout. Hy weet nie met hout te werk nie, so hy het maar kolle gebruik. Want hy is eintlik maar van daar, jy weet, hy's nie van hier rond nie. Hy's nie van die Afrikaanse. Eintlik doen ons radio en dis braai van tyd tot tyd. Ja, die show is besig om aan te gaan op en maar. Jy weet, ou raak maar honger. Ja, nee, kyk, ek is nou lankal lus vir vleis en toe Wimpie toevallig ook lus vir braai. Ja, dis maar net elke Gebeur dag. man, maar ja. Ek moet iets net noem, want Lulu gaan jou moontlik kyk want sy gaan baie kwaad wees hieroor. Sy gaan Want nie heel moontlik. 4 van die 5 dae is dit oud. En wanneer sy uitmis op die steak, want sy weet dit gebeur af en toe, dit en wors. Want nou sien my kyk na ons, jy weet, hy kyk na ons. Nou sê hy nie. En dis die tweede keer, hè. Sorry Lulu. Nou is dit vir Jimmy sauce. So nou gaan ek hom hier insit want jy weet Jimmy het myself vertel nou. Dis hoe hulle dit ook doen. Dis hoe hulle dit doen. Hulle sit nie die sous van die begin af op. Ja.
braai hom eers tot hy halfpad reg is of naby reg is. Toe En jy dan en Jimmy en Dwayne. Ja, hulle kuier mos maar Jimmy, gereeld. Dwayne, Kurt. Ja. Ons Steve was kuier, daar. ja, hulle braai daar by my as hulle aanhou en aanhou. So ja, dis maar hoe dit is. Dan weer terug vier toe. Daar is trou. Jimmy Oliver, eat your heart out. Eat your heart out. Alright, kom ons vinnig vir jou Pierre Salus sang doen. Dis jou sang volgens wie is die wenner? Pierre, kom ons begin dan. Die wenner is De Wyk. So hierdie is 'n oom wat nou 'n bietjie hy verlang na die ou dae. Maar hy's ook 'n bietjie van 'n alkie. So hy kan nie lekker onthou wat gebeur het in die Wêreldbeker en so aan nie, maar hy vertel nou maar al, jy weet, al daai stories en goeters van daai tyd af. So De Wyk, jy is in die trekking vir 'n getekende gitaar met trots geborg deur Ribbons Office National. En kom ons kyk. Hierdie is nou net die agtergrond gee. Ons het besluit ons gaan almal in die World Cup sang wat die World Cup sang is, wat die World Cup sang. Ons het besluit ons gaan 'n bietjie die verkeerde World Cup sang. Ja, So hierdie Want- mooi luister na die woorde. World Cup fever gaan altyd oor Ja. jy daai krag en as en so, dit is so uitgery en so baie. Ek is net bang mense sit en luister na die sang en hulle dink Pierre weet absoluut wonder. Ja, okay, ja. So, Dis die die verkeerde sang- rugby sang. As jy nou goeders hoor in die sang wat nie vir jou lekker reg klink nie. Dit is omdat dit nie vir jou lekker reg moet klink. Okay, so en as jy dink Pierre doen hierdie goed in die aand voor die tyd by die huis, maar daai mooi dinge, dan is jy verkeerd en ons het dit nou vir ons rekord ons dit. So jy gaan in jou eie episode wees as wat dit. Ken die mens. Ken die mense, Ja. as jy link share op Facebook en al daai plekke, dan kan jy nou kyk hoe dit is en sien ek doen dit sommer maar. Okay. Ja, Dis hy. Gaan ons. My oom, hy dink terug aan die goue dae. Maar sy geheue het hom verlaat. En so af en toe, dan moet hy goedjies vra. As hy oor die games wil praat. Met 'n double jack in die linkerhand en 'n blou oog, babbelas. Wil hy praat van die skoppe en die drieë druk en die rugby balle pas. O, maar kyk, die wyn die maak hom sy feite so bietjie fout. O, en hy kan nou net stukkies van die goue dae onthou. En hy sê, kan jy nog onthou van 1994 toe UC in Habana in die World Cup games kon score. En Thabo Mbeki vat 'n selfie met Pienaar waar die Karibeker vashou met 'n ketting en belhaar. O, en kan jy nog onthou net hier op Nieuweland, ja die dag van mannetjies roep was nog lank na ons Durant. En die final teen die Skotte, ja die skoor was 15-8, want daar was mos 5 skoppe oorgesit deur Bali Swart. Ja, sang vir vanoggend tyd vir ons om vir jou te leer met Arger die sportwêreld met Johan Ferreira. Dis hy, so dit was nou so 'n stukkie breakfast show, soos julle gesien het wat daar aangaan en wat ons alles daar maak. Ek sit nou hier in Bokradio se boardroom. Ek kom so nou en dan hiernatoe en dan maak ek of ek die baas is, dan voel ek 'n bietjie beter oor myself. Maar ja, dis basies die eerste 2 ure dan nou van my oggend wat aktief is. Natuurlik na jy nou jou tande borsel en al daai tipe van goed. En ja, julle het jou sang gesien wat ons hierso doen Dinsdae en Donderdae. Partykeer doen ons verkeerde tune, partykeer ons doen wat ons eintlik voel daai dag gaan werk of afhangende van die SMS'e en sulke goedjies. So ja, julle het gesien hoe werk jou sang. Dit is maar so, ek skryf dit maar op die lig, afhangende van wanneer Wimpie die nuusbreek het ons dit gaan doen. Dit was op partykeer 'n paar minute net voor ons al van die lig af moet gaan wat die ouers onthou ook koek, ons moet tog jou sang doen.
ander kere, jy weet dan net 'n ou bietjie meer tyd, maar ons soos julle gesien het, braai intussen deur en gesels bietjie en drink koffie en dis jy weet, dis maar net lekker. Maar ja, dis die eerste deel van die dag. Dis nou so net na 9. Ons gaan nou gou die pad vat na een van my borge toe. En dan gaan ek julle nog 'n bietjie verder vat na die res van my dag tot ons klaar daar was. Maar vir eers sien ek julle daar. Daar sê so, jy het gesien vroeër vanoggend toe ons gou besig om vinnige braai aan te steek so tussen 7 en 8 en ons het lekker Jimmy sous daarso op 'n steak gegooi. En hier is nou by die groot man homself. Jimmy, dit is sy sous en hy maak dit vir ons moontlik. Ons het nou net 'n bietjie stok kom haal. Ons moet 'n bietjie nuwe ons sousies is al min daarso by Bok Radio. Ja, sê. Ons wil net van Jimmy sous vir jou paar gifts gee. En ons wens jou geluk met jou loopbaan en ja, hoop ons sien baie meer van jou. Ek ook. Oral, dankie. So lekker bordjie van Jimmy sous hierso. Uitsa, gou van dit. En 'n lekker T-shirt. Ek moet hom aantrek as ek braai. Oh, sure, dit sit vas hierso. T-shirt as jy wil hê en dan 'n lekker gift pack met al ons produkte binne-in. Daar sê, so met die magic van TV of kameras dan nou as mense dit so kan stel. Sal julle sien ek is nou ewe skielik 'n Springbok trui aan en 'n geel broek. Wat nie nou net so was nie. Maar ons is nou hier by Ribbons Office National. Ek wil vir julle 'n bietjie wys wat hier aangaan. Dit is natuurlik die ouens wat dit moontlik maak vir my om op die Bok Radio se breakfast show te wees. Okay, so ons is nou hier so by die skryfafdeling en hierso is 'n paar catalogs. Ons is natuurlik nou besig om voor te berei vir die hele terugskool toe deel van dinge. En ja, alles van 'n Minion tot 'n Koukie is hierso beskikbaar. Ons is alles boeke en shredders en daai ponsgoetertjies is hier. Daar agter is 'n paar kabels en drade en laptops en die meer technical goed. Maar ja, so jy weet natuurlik jy kan vir jou hierso laptop ook kom kry en die choppers en shredders en alles soos wat Skola nou vir julle wys. Right, so hierso is ons nou by nog 'n afdeling van Ribbons Office National, ook hier in Okavango Junction naby Cape Gate in Brackenfell. En julle kan sien hierso is verskeie ander goed. Hierso is kantoorbanke en hierso is klaskamer goedjies wat jy kan kry en lessenaars en hele werke. So jy kan jou hele skooltjie of crash of so aan kom uitkiet hierso net hier by Ribbons Office National. So dankie Ribbons Office National. Dankie ook aan Jimmy Sous wat dit alles hierdie moontlik maak en die videoetjie moontlik maak. Dis lekker om net so 'n bietjie saam te gesels en 'n bietjie te deel vir myself. Daar sê, so nou het julle gesien hoe like Ribbons Office National, dis nie net 'n pencil shop nie, daar is verskeie goedjies wat 'n ou daarso kan kry en daarso kan doen en so aan. En baie dankie dat julle dit vir my moontlik maak om op die breakfast show te kan wees by Bok Radio en so 'n bietjie my talente kan deel. En dan is so gepraat van die talente en die tipe van goedjies, kom ons vat sommer nou gou die kans om te sê, hier is hy. Dit is nou my nuwe album, behalwe as jy hierdie video kyk in 2018, dan is dit nie meer my nuwe album nie, dan is dit al stok uit, maar jy kan hom gaan kry, sy naam is In My Bloed, al my nuwe liedjies is daarop. En baie dankie aan al die radiostasies en almal wat dit sover ondersteun en wat dit gelaai het en wat dit gespeel het en die hele werke. Hier agter my gaan julle sien hoe so 'n groen karretjie, daai ouetjie kom uit Radio Tydloos uit. En ja, as dit nou 'n ander tyd was, dan was die Ken die Mens episode 'n bietjie anderste, dan het ons ander goed gedoen en ander goed gevolg. Maar ja, die ioniese speelgoed lê die hele wêreld vol hier agter. Ons hou net die angle sodat mense nie kan sien hoe vuil hierdie sitkamer/braaikamer vir my is nie. Dit is hoekom julle hierdie getweet ook hoor, want die braai se daai wind move ding is besig om heeltyd te skuur en ek stel hom op die dak te klim want ek weet in elk geval hoe werk leer. So ja, ek sal nog eendag wanneer ek baie geld het, gaan ek iemand vra om dit vir my reg te maak. Ja, so dis nou al so basies sover so wat dinge gaan. Daar's ook 'n klomp stukke wat ons nie afgeneem het hier waar Skola moes vir hom wat ek van pad af gestuur het, gesê oor jy gaan gou huis toe, gaan eet 'n broodjie. Dit maak jouself 'n koppie koffie. Ek het gou meetings en so. So daai goedjies gebeur ook nog maar tussendeur aan 'n ou se dag. Ek het eintlik letterlik gisterand, ek dink so 9:00 se kant by die huis af gekom, want ek het teruggekom van Johannesburg af. Ons was daar so 'n bietjie in Pretoria gewees en in die Vaal gewees en ons het radiostasie tot radiostasie gegaan en 'n bietjie nuwe liedjies gespeel en 'n bietjie gesels oor die nuwe album en als. Ek glo natuurlik met enige geleentheid gebruik wat jy kan om jouself bietjie te bemark en 'n geleentheid soos hierdie ook natuurlik om jouself 'n bietjie te bemark. So laat daai miskien 'n les wees vir 'n nuwe sanger of 'n ou sanger ook. Een persoon wat ekstra is wat van jou hou is nog steeds een persoon ekstra, is nog steeds een CD meer wat kan verkoop en ons. Ons gaan nou bietjie kyk in studio. Ons gaan bietjie daar loer, ons wil bietjie vir julle wys wat daar aangaan en eintlik baie mense het in hulle koppe hierdie massive, jy weet, desk met 800 knoppies en sale so groot om orkestras te kan
rekord en kore en sulke tipe van goed. Dit is nie noodwendig die geval nie. 99% amper van Afrikaanse musiek het 'n ou net 'n stem nodig wat jy moet opneem, en dalk 'n gitaar en die res word geprogrammeer, gebou en aan mekaar gesit. So in ons klein studiootjie wat hier aangaan, wil ek graag vir julle wys net hoe lyk dit. Julle sal sien die houtvloere is nog eers behoorlik in nie. En ons kap aan, ons maak songs, ons werk 'n bietjie. En dan kan ek kyk wat ek met julle kan tease, wat ek met julle kan deel daar wat ons aanvang. Ja, so kom ons gaan loer. Ons gaan sien wat gaan aan. Asai, so nou is ons hier in die studio hok, waar ons bietjie kan gesels, bietjie kan wys. Johan is besig om te werk aan 'n tweekundsong actually. So ja, hy is besig om te arbeid. Hy is die ou wat die groot geld maak, want hy is eintlik die ou wat die hardste werk. Ek skryf die songs, hy produce dit, hy sit al die magic by en so aan. So nou en dan sê ek wat hy moet doen, maar ek het te veel om te sê vir hom. Hy ken sy storie. Hierdie is die awesomeste ding in die wêreld, want dit het my beste vriend vir my gemaak. Uit tape uit, soos julle kan sien. Dis alles tapes, se lint. En dan staan daar ek leef musiek hieronder en hy het my gesig, wat julle van my vorige CD cover kan onthou, het hy 'n tape uitgemaak. En dan al my tags van verskeie shows af. Dit was op 'n kol baie volop geweest en toe ewe skielik toe kry ek nie meer tags nie. So hulle almal oprei so hier rondom by 2012 rond. Daai tyd toe ek nog aan die gang was, hè. Dit was kwaai. As ek so kan maak. Kyk daar. Hè? Hoe cool is daai nie? Daai het my skoonma vir my gegee. En dan my kar sponsor se my boekie wat daarin is dat ek weet eendag waar om te kry as ek dit nodig het. Jy weet as jy nou wil leer bestuur en so. Hierdie is ons work in progress board basies. Daar is almal as ons 'n nuwe liedjie het, sit ons dit daar op. Verder het ons nou die stappe van soos hulle deur die ding beweeg, waartoe ons moet beweeg. So ek sal songs skryf of ek sal idees skryf vir songs en dan plak ek hulle hierso op en dan werk ons in ons guide en ons kry klein goedjies. Ons sit vir Jonnie kort nog so 'n paar liedjies. 'n Paar van sy ander liedjies is al klaar. Hier's Michelle en Vanessa, daai singles en song idees. So as ons 'n lekker song idee het, skryf ek dit net neer so dit daar, dan skryf ek dit later. En dan kom Johan en dan sit hy al sy goed by en hy maak dit vet en dik en tot ons hier op eindig. Daar byvoorbeeld sit die bok toy wat ons vir kyk net gedoen het. As julle hom kan onthou, hy's nou al klaar. Jy weet hy het nou al 'n bietjie vleis gekry en so. En dan ja, verder kan julle sien alles lyk mooi die mekaar soos wat ek en Johan daarvan hou. Wel nie hy nie, ek daarvan hou. Want as dit rond lê dan weet jy wat dit is. Dis ergens al waar jy het laas gesit het, verstaan? En ja, ons gaan so 'n stukkie vocal doen as jy wil kyk. Sommige van die song dat ons kan begin vir hom vleis kry. Ons moet dit submit vir Sony, ons moet bietjie kyk wat gaan hulle dink van die songs. So ons is besig om altyd demo, dis nie finale vorme nie, maar ons gaan bietjie werk daaraan. Ja. Okay, één. One, two, three. Right. Okay, ready? Mhm. Here we go.
Okay. So daar was 'n guide. Dit 'n guide gitaar. En as ons nou 'n guide vocal opneem. And I closed my eyes and I touched your lips. I kissed your hands and I thank God for this chance to say that I'm your man and you're my girl and forever will seem shorter cause we got a little less time to kill. Cool. Dat is lekker vir 'n demo. Dan kan ons daai bietjie aankarren. I touch your lips, kiss your hands, and I think I know this needs to say that I'm your man, and you're my and forever will seem shorter 'cause we got a little less time to kill. Ek wel, dis dit vir studio. Ek dink ons kan die ander deel doen. Ja. So nou het julle 'n bietjie van 'n idee van hoe my een van die dae in my lewe dan nou maar is. Baie dankie aan Puntbro Media wat die videoetjie opgeneem het en dankie aan Jimmy en dankie aan al my borge en almal van julle wat gekyk het. As julle daarvan hou, like en share en doen al daai tipe van goedjies en deel dit graag. As jy wil studio toe kom, maar weet julle nou hoe werk dit? Julle kan hierso kom liedjies kry, julle kan hierso kom opneem en als daai. Ja, so ek groet julle hierso uit die kraaibak uit. Lekker dag verder. Ek is op pad. Mooi.